In hierdie video wil ek graag twee parabole teken. Die eerste parabool is van die vorm y is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. Onthou, daar is altyd 3 dinge wat ons moet bereken. Ons moet weet waar gaan die parabool deur die y-as, so die y-afsnit. Vir dit maak ons x gelyk aan 0 en in hierdie vorm kan ons dit net aflees, want het gaan 0 plus 0 plus 5 wees. So die y-afsnit waar die parabool deur die y-as gaan is by 5. Dan het ons ook die x-afsnit nodig. En vir dit maak ons altyd y gelyk aan 0. So ons kry 0 is gelyk aan minus x kwadraat plus 4x plus 5. Dat ek julle net gou herinner, f van x is altyd die y-waarde. So daar het ek om na y toe vervang, en as y dan 0 is, skryf ek net in die y se plek 'n 0. Nou, dis nooit lekker om te faktoriseer met 'n minus voor die x kwadraat nie. So kom ons bring dit na die linkerkant toe, dan kry ons minus 4x minus 5 is gelyk aan 0. Wanneer ons dit wil faktoriseer, sal x kwadraat x maal x wees en 5 sal 5 maal 1 wees. En nou sê die minus 5 vir my dat die tekens hier verskillend moet wees. En kyk na die middelterm, ons wil minus 4x hê. Onthou, die middelterm kom van die binnestes en die buitenstes. So as ons hier 'n minus het, sodat ons minus 5x daar kry, dan moet ons hier 'n plus hê. So, x minus 5 is gelyk aan 0, beteken x is gelyk aan 5, of x plus 1 is gelyk aan 0, beteken x is minus 1. So, ek kan op my x-as gaan en ek kan by minus 1 en by plus 5 my x-koördinate aandui. Dan het ek ook die draaipunt nodig. Nou vir die draaipunt, omdat dit in die vorm ax kwadraat plus bx plus c is, weet ek dat x gaan wees minus b gedeel deur 2a. So my b, kyk hier na die oorspronklike een, daai ene hier, a is gelyk aan min 1, want is die getal voor die x kwadraat, b is gelyk aan 4, en c is gelyk aan 5. So, x is gelyk aan min b, sal dus wees minus 4 op 2 maal a. So, dit gee vir my minus 4 gedeel deur minus 2 en 'n min gedeel deur 'n min is 'n plus, so die x-koördinaat van die draaipunt is by 2. So ek gaan nou sommer net 'n highlighter vat, en hier by x is gelyk aan 2 gaan ek my stippellyntjie teken, want ek weet my parabool gaan draai ernstig waar x gelyk is aan 2 en die vertikale lyn x gelyk aan 2 is nou daar die blou stippellyntjie daar. Goed, om te weet wat is die y-waarde, gaan ek en ek vervang die x terug in die oorspronklike een. So, y is gelyk aan minus 2 kwadraat plus 4 maal 2 plus 5. Dit gee vir my 4 plus 5 is gelyk aan 9. So my draaipunt is by die punt 2, 9.
So as x 2 is, dis mos waarom ek die stippellyn geteken het, moet my y-waarde daar 9 wees. So dit is waar my grafiek gaan draai. En dan teken jy hom vryhand, so goed as wat jy kan. Onthou hy moet gerond wees. Ek probeer my bes hier, maar dis nie so maklik op die groot bord nie. En aan daardie kant moet hy simmetries wees. Goed, so ietsie. En dit is die grafiek van F. Nou wil ek ook gou kyk na definisieversameling, waardeversameling en die simmetrieas. Die definisieversameling is altyd al die x-waardes. 'n Mens kan maar onthou, dit werk alfabeties. Wat ek daarmee bedoel is D kom voor W. So die definisieversameling en dan die waardeversameling as ek dit alfabeties wil neerskryf. En as ek x en y alfabeties neerskryf, is x ook voor y. So die definisieversameling is die x-koördinate wat ek op die grafiek gaan kry, en die waardeversameling is die y-koördinate wat ek op die grafiek gaan kry. So, vir die definisieversameling, omdat my grafiek hier al hoe weier en weier en weier gaan, hoe laer ek afgaan, gaan hy alle x-waardes dek. So, dit gaan net wees, x is 'n element van R. Vir die waardeversameling wil ek nou hê, y is, wel, hy gaan ook 'n element van R wees, maar hy gaan nie alle reële getalle wees nie. Want kyk hier, as ek hier by 9 kom, het ek 'n maksimum draaipunt, dis die hoogste, die maksimum y-waarde. So, vir y gelyk aan 10 of 11 of 12, enige iets wat groter as 9 is, gaan nooit 'n y-koördinaat vir 'n punt op die grafiek wees nie, want die grafiek gaan net tot by y. So y is die grootste waarde by 9, so die grafiek se waardeversameling is net, y is 'n element van reële getalle en y is kleiner as 0. Ons kan ook die simmetrieas neerskryf. Nou ek het dit nou al gesê, daardie vertikale stippellyn wat deur die draaipunt gaan, is die simmetrieas. Vertikale lyn se vergelyking is x is gelyk aan 'n getal, waar die getal is daar waar ek deur die x-as gaan. Goed, kom ons teken die volgende een. Nou hierdie slag is dit van die vorm y is gelyk aan a x minus p kwadraat plus q. Voor ek dit teken wil ek net gou teruggaan na die vorige een toe. Ek wil net vir julle attent maak daarop dat ek 'n minus voor die x kwadraat het. So ek verwag om 'n sad parabool te kry. So ek verwag dat hy 'n maksimum waarde gaan hê. Goed, nou hierdie een is die getal voor die x kwadraat gaan 'n hal wees, wat 'n positiewe getal is. So ek verwag om 'n happy parabool te kry, een wat so lyk. Ek het die y-afsnit nodig. Daarvoor maak ek x gelyk aan 0, so dan kry ek y is gelyk aan 'n halwe, 0 plus 5 kwadraat minus 8. Nou dit is eintlik 25 op 2. Ek gaan dit sommer gou met my rekenaartjie uitwerk. 25 op 2 minus 8, en dit is 9 op 2, wat 4,5 is. So daar. Jy moet altyd x-koördinate en y-koördinate aandui vir enige van die punte op die asse. So 4,5 staan nie daar nie, of 9 op 2 is maar dieselfde ding
daar het ek nou my 9 op 2 waar die grafiek deur die y-as gaan. En vir my x-afsnitte maak ek y gelyk aan 0, so ek sal hê 0 is gelyk aan 'n halwe x plus 5 kwadraat minus 8. Ons vat die 8 oor en dan gaan ek ook, kyk hier is ons nou eintlik, as ek die 8 oorgevat het, het ek nou dit. Die 8 is nou aan die linkerkant. So die volgende ding wat ek wil doen is om met 2 te maal, sodat dit kan uitkanseleer aan die regterkant, dan kry ek 16 is gelyk aan x plus 5 kwadraat. Nou mag ek die vierkantswortel trek, maar ek moet onthou om 'n plus min aan die linkerkant te sit, daar waar jy net 'n getalletjie het. So die vierkantswortel van 16 is 4, en die vierkantswortel van x plus 5, alles in die kwadraat, gaan net x plus 5 wees. So x is gelyk aan minus 5 plus 4, of x is gelyk aan minus 5 minus 4. So dit gee vir my minus 1 en dit gee vir my minus 9. So die grafiek gaan deur minus 1 op die x-as en dit gaan deur minus 9 op die y-as. En gelukkig vir die draaipunt is dit baie maklik, want ek gaan dit aflees. Onthou dat die waarde hier moet altyd na 'n minus wees. Die draaipunt is by x minus. So wat ek kan doen met daai x plus 5, is ek skryf dit net as x minus minus 5. Want die draaipunt is by 'n getalletjie na 'n minus. En na die minus moet ek minus 5 hê. En dan die y-koördinaat van die draaipunt is hierdie getal hier. Dit gaan 8 wees. So by minus 5, ek kan maar weer, ek hou daarvan om 'n stippellyntjie te trek, hier waar ek die draaipunt gaan hê. Dit is ook sommer die simmetrie-as, dit is x gelyk aan minus 5, maar my y-waarde daar moet, tyd, ek het van die minus vergeet, minus 8 wees. Kyk, ek kry die y-waarde hier. So, hier by minus 8, dit is waar ek die punt op die grafiek gaan kry. En dan kan ek hom doeteenvoudig teken. Hy moet deur daardie punt, deur daardie punt, deur daardie punt en op. En moet doodseker maak dat hy deur al die punte gaan waar hy moet gaan. Jy teken dit vryhand. En jy hoef nie te bekommerd te wees oor die vorm nie. Ek moet kan sien dat dit gerond is. Jy mag nie hulle in die haal gebruik nie. Maar as hy so bietjie zigzag is soos wat myne hier is dit oukei. Goed, nou is daar nog 'n paar dinge wat ons moet uitwerk. Ons wou die definisieversameling, die waardeversameling en die simmetrie-as kry. Nou goed, die definisieversameling vir enige parabool is x is 'n element van R. Dit kan nie anders nie, want die grafiek word weer eens wyer en so op die ouene gaan ek al die x'e daai kant toe en al die x'e na die regterkant toe dek. Die waardeversameling hierdie slag het ek 'n kleinste y-waarde. So my hele grafiek lê bokant minus 8 en daarom is y groter of gelyk aan minus 8 en y is nog steeds 'n reële getal. En vir my simmetrie-as het ek nou al gesê, dit is die punt, dit is die vertikale lyn
So sy vergelyking is x gelyk aan 'n getal, dis die vertikale lyn wat deur die draaipunt gaan.